Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, baie dankie dat ons in U naam begin, mag begin en wil begin. Laat U self ook saam met ons vandag al die eer ontvang, terwyl ons nadink vanuit U woord oor U. Wys vir ons die regte pad aan, Here. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Kan jy glo, verlede week hierdie tyd was dit nog verlede jaar. Nou is ons kaplaks in 'n nuwe jaar. 2026 het met 'n, hoe sê hulle, 'n fanfare, 'n bang aangebreek. Hier by ons in Gauteng reën dit dat dit klap. Ander dele van die land is droog in dele van die Kaap. En net gister toe ek na die nuus kyk, hoor ek Amerika is in Venezuela besig met oorlogsdinge. 2025 was oorlog deurdrink. Nou het ons alweer 'n nuwe Amerikaans-Venezuela oorlog of iets soortgelyks aan die gang. Hoe was 2025 vir jou? Dit is gewoonlik hierdie tyd van die jaar dat mense mos nadink oor wat het in die verlede gebeur en hoe lyk die nuwe jaar. Vir baie was dit toe nie 'n voorspoedige 2025 nie. Die groot woorde waarmee ons mekaar tegemoet loop aan die begin van 'n nuwe jaar, ek praat van die woorde voorspoedige nuwe jaar, het kennelik nie vir baie waar geword nie. As ek so geluister en gekyk het na mense se opmerkings en gesprekke op sosiale media, in koerante ensovoorts, was 2025 'n tawwe jaar, 'n harde jaar, 'n jaar wat baie ons so op die ken geslaan het. Hoe was jou jaar? Het dit voorspoedig afgeloop? Het almal se goeie wense vir jou, want almal het dit tog vir jou toegewens begin 25. Het dit toe waar geword? Was dit voorspoedig? Kom ons kyk 'n bietjie vir 'n oomblik terug, maar kom ons doen meer as om vanuit ons perspektief te kyk. Kom ons kyk vanuit God se perspektief en kom ons kry sy koördinate vir sy pad, vir die regte pad in 2026. Dit gaan beteken dat ons vir 'n oomblik na 'n dorpie toe moet gaan of 'n plekkie toe moet gaan, so tussen Mispa en 'n ander dorp met die naam Sen. Dit gaan beteken dat ons ook vir 'n oomblik woestyn toe moet gaan, na 'n vertrek toe moet gaan en na 'n berg toe moet gaan. Kom ons begin by 'n plek tussen Mispa en Sen. En ek sluit saam met jou aan terwyl ons vir 'n oomblik terugkyk na 2025. Sluit ek saam met jou aan in 1 Samuel 7. Ek lees hoe dat die profeet, die siener Samuel, die groot leier van Israel op daardie stadium, 'n klip by 'n dorpie tussen Mispa en Sen regop gesit het. Dit was na dat daar 'n veldslag was of 'n geveg was met die Filistyne. Die Here het hulle uitgehelp. Hoor nou wat doen Samuel. 1 Samuel 7 vers 12. Ek lees uit die boodskap vertaling. Samuel het tussen Mispa en Sen 'n groot klip regop gesit as 'n monumentjie. Hy het die klip Eben Ha-eser genoem en gesê: "Tot sover het die Here ons gehelp." Hulle sê, hoe ouer 'n mens word, hoe meer leef jy in die verlede. Dit lees ek nou die dag, sê 'n beroemde sielkundige. Die kuns egter is om nie in die verlede te leef nie, maar vanuit die verlede, die regte verlede bedoel ek. Ons kan nou gedurig vertel van die goeie ou dae van ons kinderjare, ons kan praat oor hoe goed of hoe sleg 2025 was, maar die Here nooi ons na 'n nuwe gesprek toe. Hy nooi ons na 'n nuwe werklikheid toe. Hy nooi ons om na die verlede te kyk vanuit sy perspektief. Ons kan nie in trirad of in neutraal bly hier aan die begin van 2026 nie. Ons moet ratte verwissel, ons moet vorentoe of ons wil of nie.
Maar ons hoor heel eerste, as ons hier in hierdie plek is tussen Mispa en Sen, dan hoor ons Eben Haeser. Eben is die Hebreëse woord vir klip en Eetser is helper. Klip die helper, letterlik, sou ons die Hebreëus kon vertaal. Ons hoor dikwels in die Ou Testament van hierdie woord Eetser, 'n helper. Ons hoor hoe dat God aan die begin in Genesis 2 vir die mens of man 'n vrou maak, 'n helper. God self word dikwels ons helper genoem en dis presies wat Samuel sê. Hy sit 'n klip op na 'n harde geveg en hy sê, ouens, as julle by hierdie klip verbyloop, gaan dit vir julle sê, tot hier toe het die Here gehelp. Tot hier toe was die Here getrou. Maar dalk was, soos gesê, 2025 jou hardste jaar. Miskien het jy baie slegte nuus moes deurleef. Miskien moes jy 'n geliefde aan die dood afstaan. Miskien het jy jou werk verloor. Dalk lyk 2026 vorentoe nie te rooskleurig nie. Slegte nuus het weer intussen dalk opgedaag. Kanker het teruggekeer. 'n Siekte is op die radar. Groot finansiële uitdagings wag. En dit is net nie so maklik meer om maar net te sê, ag nou ja, die Here is by ons nie. Soos iemand vir my gesê het, hy kan nie op sulke goedkoop troos lewe, dat hy nou maar net aan die Here moet vashou en alles sal reg wees nie, want alles is nie altyd reg nie. Hoor hier, dan moet ons reg leer kyk na die Here. Hy sê, as jy wil terugkyk, moet jy een ding weet, tot hier toe het die Here jou gehelp. Eben Haeser, sit vir jou 'n klip op, want jy het 2025 deurleef, oorleef, en hier is jy. Ja, nooit het die Here gesê dit gaan maklik wees nie. Nooit het Samuel gesê toe hy Eben Haeser as 'n klip opgerig het, dit was maklik nie, hulle is deur die oorlog. Maar kyk hulle lewe, en daar is hoop, want hulle is nog hier, en hulle kan ratte verwissel. Hulle hoef nie by Eben Haeser vas te steek nie, maar hulle moet vir 'n oomblik daar stop en weet, tot hier toe het die Here ons helper gewees. Tot hier toe het hy ons gedra. Daarom, kyk 'n tweede keer terug. Skuld jouself 'n tweede opinie, 'n tweede kyk na 2025. Die Here se kyk, en hy sê vir jou, tot hier toe, Eben Haeser, was ek jou helper. Te midde van jou donkertes en stryde en swaar kry, te midde van die slegte nuus, nog 'n behandeling, nog 'n krisis, nog 'n terugslag, is ek by jou. Dra ek jou. Is ek saam met jou onderweg. Eben Haeser. Kyk terug oor 2025. Sit 'n monument op tot eer van die Here en kom ons verwissel ratte vorentoe. Want nou is die vraag en die opmerking wat ons vir mekaar gemaak het, ek kan nie in 2025 bly hang nie. Ek moet vorentoe. Ek moet die nuwe jaar tegemoet. Ek moet dit doen op die regte manier. Hoe? Wel, Moses worstel met 'n soortgelyke tipe vraag in die woestyn, ons tweede besoekplek. So ons was by die plek daar tussen Mispa en Sen, en ons het gehoor Eben Haeser. Nou gaan ons saam met Moses woestyn toe. En Moses weet nie hoe om vorentoe die onbekende binne te trek nie. En hy's bekommerd, want hy weet nie of die Here saam met hulle op die pad gaan wees nie. En ek lees saam met jou uit Eksodus 33 vers 12. Moses het vir die Here gesê, U het vir my gesê dat ek die volk van hier af moet laat trek. U sê dan glad nie vir my wie U saam met my sal stuur nie. U het ook vir my gesê dat U my goed ken en dat U van my hou. As dit dan so is, sê asseblief vir my wat U planne is, sodat ek kan weet wat U van my wil hê en ek dit kan doen. Hierdie nasie wat ek moet lei is immers U eie volk. Moet ek dan self saamgaan dat jou hart rus kan kry, vra die Here toe vir Moses. Asseblief, sê Moses vir die Here, as U nie self saamgaan nie, moet U ons glad nie hiervandaan af laat weggaan nie. Waaraan anders sal ons weet of U vir ons omgee of nie? Ons sal dit net weet wanneer U saam met ons gaan. Waaruit anders sal dit duidelik wees dat U anders oor ons voel
as oor al die ander volke op aarde. Goed, het die Here vir hom gesê, ek sal dan saam met julle gaan, soos jy gevra het. Ek sal maak soos jy vra. Ek ken jou baie goed. Mooi, né? Ebenezer, tot hiertoe was die Here met ons. Maar nou moet Moses vorentoe en hy weet nie hoe nie. Die onbekende lê voor hom. En daar's niks so erg soos onbekendheid nie. Ons almal weet dit, ons hou nie van onbekendheid nie. Ons is ontwerp om sekuriteit en veiligheid te voel in die bekende. Ons wil eers weet hoe lyk die pad voordat ons die pad aandurf. Ons wil eers die GPS-koördinate hê en kyk na al die verskillende roetes, nie waar nie? Ons het dit tog gedoen oor die afgelope vakansietyd. As ons iewers heen gereis het, het ons vir ons GPS gevra, wat is die beste roete, wat is die kortste roete? En dan het ons die roetes dikwels vergelyk. Ons wil weet hoe lyk die pad, voordat ons die pad aandurf. Ons wil weet of die pad veilig is, of daar slaggate is, of daar versperrings is. Ek sien deesdae wil ouens selfs weet of daar padblokkades is, om verskeie redes. Maar hoe lyk die pad vorentoe? Moses vra 'n ander vraag. Sy vraag is nie, hoe lyk die pad nie? Sy vraag is, wie is die reisgenoot op die pad? Dis 'n lewensbelangrike verskil. Dis die verskil tussen 'n voorspoedige nuwe jaar en 'n twyfelagtige, vreesbevange ingang in 'n onbekende nuwe jaar. Hoor weer, die vraag is nie, hoe lyk die pad nie? Die vraag is, wie gaan saam? Here, gaan U saam? Vroeger het die Here vir Moses gesê hy sal sy engel saamstuur. En Moses sê, Here, asseblief nie die engel nie, U moet self saamkom. Asseblief, Here, U moet saamkom. U moet my reisgenoot wees. Maak nie saak hoe die pad lyk nie. Maak nie saak wat op my wag nie. Ek weet eergister, Ebenezer. Ek weet vandag en môre, die Here is op die pad, is saam met my op die pad. Die Here is die reisgenoot. Jy en ek vind ons sekuriteit as ons weet hoe lyk die pad. Ons wil hoor by die ontleeders, hoe lyk die finansiële situasie of landskap in 2026. Ons wil by die ontleeders van nuus en gebeure weet, hoe lyk die politieke landskap, alhoewel dit van gister af alweer verander het. Ons wil weet, hoe lyk die kerklike, die onderwys, die persoonlike landskappe. Ons wil veilig voel, ons wil gerusgestel word, ons wil hoor, toe maar, alles sal regkom. En soms kom alles nie reg nie. Maar die beter vraag, hoor mooi, die regte vraag is, wie gaan saam? Daarom moet ek woestyn toe gaan, om langs Moses te gaan sit, en om by wyse van spreuke in geloof te sê, Here, met alle eerbied, en met groot respek, maar ernstig, as U nie saamgaan nie, kan ek nie van hier af gaan nie, dan sit ons net hier. Here, as U nie saamreis nie, is die pad te gevaarlik, is die risiko te hoog. En ek weet een ding van risikobestuur, sou Moses vir die Here wou sê, U is die hemelse faktor wat alle risiko verminder. As U saamgaan, is ek binne in U wil. Die veiligste plek op aarde is binne God se wil. Al is dit gevaarlik rondom my, al woed storms, al moet ek op stormwaters loop, Here, ek weet Ebenezer, tot hiertoe het U ons gehelp, maar vorentoe, U moet saam met ons trek. En dan sê die Here, goed so, ek ken jou, ek sal saam met jou die pad aandurf. Jy is 'n kind van God, jy is deel van my volk, en ek is by my volk. Ebenezer, tot hiertoe het U gehelp, in die woestyn, nou sal ek saam met julle vorentoe gaan, 'n derde plek, nou moet ons na 'n kamer, 'n bovertrek toe gaan. En ons sluit aan by die Johannes Evangelie, in Johannes 14, kort voor Jesus se kruisiging, daar in die bovertrek, saam met sy disippels. Praat Jesus ook oor die pad vorentoe, want hy het vir sy disippels gesê, en hulle die aanvoeling, hy gaan weg. En hulle het hulle lewe vir Jesus gegee. Hulle weet nie wat gaan nou vorentoe gebeur nie. En nou sê Jesus vir hulle, Johannes 14, ek lees saam met jou vers 1, nie dat hierdie dinge julle ontstel nie. Julle vertrou mos op God, vertrou my ook, skep moed. My Vader het 'n huis,
Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het as dit nie so was nie? As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Julle weet eintlik goed waarheen ek gaan en hoe om daar uit te kom. Jesus sê, moenie so ontsteld wees nie. Moenie so benoud wees nie. Moenie so bang wees vir die toekoms nie. Julle hoef nie die toekoms te ken nie, julle hoef net van my te ken. En julle hoef net van my strategie te weet. Julle wil julle pad veilig maak. Kom ek vertel julle van my pad. En ouens, hoor gou die verskil. Jesus leer vir my 'n geweldige les. Toe ek dit hoor, het my hart gaan staan, want ek het nog nooit so daaroor gedink nie. Dit het my so opgewonde gemaak om te weet, ek, Stefan, en jy, ons hoef nie die pad te ken in 2026 nie. Ons hoef net te weet wie reis saam met ons. Dieselfde Here wat gesê het, Ebenezer. Dieselfde Here wat in Eksodus 33 gesê het, ek gaan saam met julle vorentoe. Dieselfde Here wat sê, ek is julle reisgenoot. Maar nou sê hy nog iets in Johannes 14. Julle hoef nie julle eie pad te ken nie. Julle moet my pad ken. My pad is 'n pad met 'n eindbestemming, met 'n adres. En ek gaan daar by my eindadres vir julle plek maak. Julle is van nou af deel van my pad. So as julle my ken en my pad, is alle vrees en ontsteltenis weg. Maar nou verstaan Thomas dit nie. Hoor net, vers 5. Met alle respek, Here, sê Thomas, ons ken nie eers die adres waarheen jy gaan nie. Hoe op aarde sal ons dan nou weet watter pad om te vat? Die arme disippels. Net soos jy en ek, is hulle partykeer koers verlore, rigting verlore, raad verleë. En Thomas sê, Here, wat nou? Wat nou? Ons ken nie u pad nie. Jesus sê toe, laat ek dit so stel, vers 6. Ek is die pad en my Vader is die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Dis die boodskap se vertaling van ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die pad en my Vader is die adres. Ek is die pad na die ware lewe toe. Met ander woorde, jy en ek hoef nie die pad te ken nie, wat ons in 2026 moet loop nie. Ons moet weet, wie is ons reisgenoot? Ons moet weet, wat is sy plan? Wat is sy koers? Ons moet weet, wat gaan hy doen? En hoe gaan hy ons op hierdie pad begelei? En dan gaan ons rus vir ons harte hê. Dan maak dit nie saak wat in 2026 op ons wag nie. Dan maak dit nie saak of dit gelykpaaie, opdraandes of afdraandes is nie. Nee, ek onderspeel dit nie. Ek bedoel net, ek hoef nie in haarfyn detail te weet nie. Ek hoef nie so onseker te wees soos die res van die wêreldbevolking wat selfs na waarsêers en toekomsvoorspellers moet luister of na al hierdie selfgemaakte eindtydprofesieë te koop oor wat gaan alles in hierdie jaar gebeur nie. Ons is nie met waarsêers besig nie. Ons hoef nie die toekoms te ken nie. Trouwens, die Here sê die toekoms is myne. Vertrou my daarmee. Nee, vertrou my. En weet hoe lyk my toekoms, sê Jesus. En my toekoms is glashelder. Jesus sê, kom ek sê vir julle eens en vir altyd, ek is die pad. Ek is met eens die pad en die eindbestemming. As jy in my glo, is jy op die regte pad. Loop net naby my, hoe het Jesus in Johannes 8 vers 12 gesê, ek is die lig vir die wêreld. As jy op my hakke loop, sal jy nooit verdwaal nie. As jy my volg, sal die donker jou nooit inhaal nie. Loop naby my. En weet, my adres is God. Daar wag 'n nuwe huis op jou. Hierdie pad, hierdie aardse pad, is nie die einde nie. 2026, soos 2025 gaan dalk vir baie mense die einde van 'n aardse pad wees. Hoe sal ons weet? Maar wat ons wel weet, Jesus sê, die adres is God. Die adres waarheen ek julle vat, is God. Die adres waarheen ek julle vat, is God. Ek weet hoe om daar uit te kom. Ek sal julle veilig daar kry. Ek sal sorg dat julle behoue by die pad bly en op die pad uitkom. Ek is die goeie herder immers. Ek gee vir julle ewige lewe. Niemand gaan julle uit my hand ruk nie.
In die taal van Johannes 14 en 16, ek gee die spesiale helper, die Heilige Gees, hy sal julle in die waarheid lei. In die woorde van Efesiërs 1, dis die Gees wat aan julle gegee is as eerste belofte, dat julle die wenpaal sal haal. In die taal van Romeine 8 en Galasiërs 4, dis die Gees wat in julle harte uitroep, Abba, Vader, hy bind julle aan God, hy vat julle huis toe, al die pad. Daarom ons laaste besoekplek, 'n berg. Ons het begin by Ebenezer, teruggekyk na 2025 en saam met Samuel bely ons Ebenezer tot hier toe het die Here getrou gewees, het hy ons gehelp. Toe is ons woestyn toe saam met Moses. Daar het ons ontdek, onthou jy, dat ons nie alleen die toekoms binne gaan nie. Ek sal saam met julle gaan, sê die Here. Toe is ons na die bo vertrek toe waar Jesus vir ons sê, julle hoef nie julle pad te ken, julle moet net my pad ken. My pad het 'n ewige adres, God. En ek is op pad met julle soontoe. Ek is die pad, die ware pad, die enigste pad. En nou Jesus se laaste aardse woorde op 'n berg. Onthou jy, op die berg kort voor sy hemelvaart, sê Jesus vir sy disippels. Trouwens, dis die heel laaste woorde waarmee die eerste evangelie Matteus afsluit. En wees verseker, ek verwag nie dat julle enigiets alleen moet doen nie. Elke dag tot en met by die wederkoms sal ek self by julle wees. Onthou jy hoe Matteus begin? Daar in Matteus 1 vers 21 het die engel mos vir Josef kom sê, julle moet hierdie kind Immanuel noem, God met ons. Matteus 1 vers 21. En nou omraam hierdie woorde die Matteus evangelie, soos Matteus begin het met goeie nuus, die goeie nuus wat ons in die afgelope feesseisoen opnuut gedenk het. Die kind wat gebore is Immanuel. Nou sê die kind, ander kant die kruis, ander kant die leë graf vir sy kerk, vir jou en my. Ek is by julle al die dae tot aan die einde. Moenie ontsteld wees nie, soos Jesus in Johannes 14 gesê het. Moenie so twyfelagtig wees nie, soos God in die woestyn gesê het, julle is my volk en ek is by julle. Julle het nie nodig om die pad te ken nie, julle het nodig om my te ken. Julle het nie nodig om julle eie roete angstig en benoud in 2026 te bepaal nie. Julle het nodig om te glo, ek is die pad en ek is besig om julle op my pad te vat. En hierdie lewe sal julle nie oorweldig nie, want ek is by julle. Nooit jy alleen nie. Geen opdraande wat jy moet loop, geen donker dal wat jy moet deurworstel, geen beker of lydingsbeker wat jy moet drink, sal jou uitnikker nie. Ek is by jou. Daarom kan jy elke dag, wat die naam vandag dra, hier in 2026, vir jou 'n klein monumentjie oprig, Ebenezer. Daarom kan jy elke dag sê, tot hiertoe die Here ons gehelp. En môreoggend as jy opstaan en die lewe in die oë kyk, dan kan jy nog 'n keer sê, ek vat die pad saam met Jesus. Ek ken die regte pad. Ek ken die pad wat 'n adres het, God se huis. Ek is op hierdie pad. My reisgenoot is Jesus wat gesê het, ek is by jou al die dae. Ek is Immanuel al die dae tot aan die einde. Die regte pad is Jesus se pad. Die regte reisgenoot is Christus. Die regte manier om te leef is om elke dag te sê, Ebenezer, en te bely, Immanuel. God is by my. Eindtyd, al die pad tot aan die einde. Wat 'n evangelie, wat 'n hoop, wat 'n skitterende manier om 2026 tegemoet te gaan. Kom ons dank die Here. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die pragtige belydenis dat ons kan sê, Ebenezer, tot hiertoe het U ons gehelp. Dankie vir die hoopvolle wete. U is ons God, U los U volk nooit alleen nie. Dankie Here Jesus dat U die weg, die ware pad is en dat U, o God, die adres is. Dankie Jesus dat U Immanuel saam met ons gaan. Lei ons in hierdie jaar al die tyd op die regte pad in Jesus se naam. Amen.
Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.